oom, ek dink is tyd vir 'n verandering. Kom net by Jesus uit. My ander kameraman, wat nou die ding gaan edit, ek kom daar op 'n ander dorp, en hy slaan op 'n uur voor die tyd, sy kameras, hy is al 25 jaar saam met my, en hier kom 'n ou oom in. Die oom sê, Boeta, jy moet skuif hier. Nou staan ek, kyk ek, want dis 'n ander maat, hy is gered, maar ongeskikte redding, of wat is dit strys? Ok, maar toe maar, ek vra hom nou net, want hy edit die goed. Maar hoor gou hier, nou hou ek dop van 'n kant af, wat gaan hier gebeur? Die oom sê, skuif, maar hy het 'n uur gesukkel om op te slaan. Hy sê, oom, sit asseblief op 'n ander plek, hy praat mooi. Die oom sê, hier sit ek al 36 jaar. Ek dink, strys, nou wil ek sien wat jy sê. Hy kyk so, hy sê, oom, ek dink is tyd vir 'n verandering. Kry vir jou ander siet. Dis lekker om op jouself te siet. Ek sê, daar is niks fout nie. Maar as jy nie wil plek maak vir 'n sondaar nie, is daar groot fout. Preek nou dag in Joburg, en die ou kyk seker nou nie kruis kyk, of wat jy weet, en almal weet mos nou nie, wie sê ek nie. Ek sit daar voor op die tweede ry. Hier kom hy sê, skuif op. Ag, staan op. In die plek sit, ek sê, man, kan ek hier sit nie? Nee, staan op, voor is vol, oral is vol. Ek sê, ok. Ek skuif, want ek weet toe wat is my boodskap. Ek gaan sit toe daar een kan, daar is nie meer stoele nie. Toe skrik die jafel toe hy sien ek preek. Hoor gou mooi, maar maak nie saakie. As hier nou ou spiritsdrinker vanoggend gesit het, dan jaag ons hom uit. Pas op. Kom ek lees nou net klaar, dat ek kan begin. En terwyl hulle seil raak hy in die slaap, dis Jesus. Toe kom daar 'n stormwind op die see af, en die skuit het begin vol word, en hulle was in gevaar. En hulle het na hom gegaan en hom wakker gemaak en gesê, Meester, ons vergaan. Hy staan toe op en bestraf die wind en die watergolwe, en hulle het bedaar en daar te stilte gekom, en hy sê vir hulle, waar is julle geloof? Maar hulle was bang en verwonderd, en het vir mekaar gesê, wie is hy toch dat hy selfs die winde en die water gebied, en hulle hom gehoorsaam? Hier Jesus, dit wat hy sê, dit gebeur. Maar, net die, so gaan ek was nou ook al 'n bietjie Israel toe. Die eerste keer gaan ek is 'n praktiese mens, ek hou van prakties wees. En ek kry die eer met 32 mense om op 'n boot te preek. Dis 'n klein bootjie. Nie hierdie groot is wat julle nou ry nie, ander is baie kleiner. En ek is taamlik, van die mense is baie tradisioneel wat saam met my is. So ek dink nou maar, en ek bid open, en ek sê, Here, wil U nie vandag 'n storm stuur? Dat ons ook voel hoe val die golwe in hier op die see van Galilea. Is dit nou op die see van Galilea? En Here, laat ons 'n bietjie in hierdie storm is, en dan maak U hom stil. So moes 'n wonderlike getuienis wees. Onder my gebed hoor ek hierdie tradisioneel is, ons kanselleer dit in Jesus naam. Ons sny dit af in Jesus. Ek sê, julle kan ook bid. Die Here stuur toe nie 'n storm nie. Tweede keer gaan ek bid weer. Toe is ons 'n groot boot. En ons is so 58. Dat die man sing. En ek staan. En ek vra weer, Here, wil U nie maar 'n storm stuur nie? Laat ons net daai gevoel kry. En dan bedaar wind. Ek kan dit mos vertel vir mense in 'n preek. Dit gaan wonderlik wees. En die Here het seker gedink, Rooies, jou stormstories gaan ek jou nou wys. En ek kry 'n storm in my maag. Ken julle daai een wat so 3 uur in die môre draai? En jy bid, heeltemal almal gehad, hy sny so. En hy draai. En ek staan en sing, maar die sweet loop my af, maar ek kan nie meer, en ek weet is nog 'n uur op hierdie skip. Dudley sê, joh, maar jy's vol salwing, Rooies.
Ek sê die salwing nie, ek moet knyp. Ek kan dit nie meer hou nie. En daar's net een deur, en ek weet dis die toilet, en as ek daarin is, kan niemand weer toilet toe gaan nie. En die boot is maar net so groot, almal gaan weet dis ek. Nou knyp ek, maar later kan ek nie. Ek was op die punt en ek beweeg al toilet se kant toe, gaan ek om hierdie ou. Almagtig is hierdie Here. En ek het 'n storm in my maag en die Here het seker gesê, jy sal vir jou kry, want jy het mos nie ore nie. En ek gaan weer om. En ek knyp, en dit gaan te kere. En ek is later 3 meter van die toilet deur af. En ek dink julle moet maar, ek worry nie. Ek gaan nou. En pastoor my nie hoor nie, jy preek volgende Sondag, jy kan alles weer reg kry. Maar in elk geval, en ek ryk so uit na die deur. En daai tyd, maar ek ontspan nie heeltemal nie, want ek besef, dit sal in my broek wees. En toe ek ooprak, toe sit hier 'n toilet, dit is 'n engine kamer. Pastoor, nou moet jy dadelik weer knyp. Verstaan jy? Ek sê vir jou in dit draai. Daarvan af bid ek nou nie meer vir storms nie. Toe hulle stop, hardloop ek. En ek kom by die toilet. En ek sit. Die verligting. Maar daar is die toiletpapier nie. Nou hoor ek, hier kom 'n Jood en dan sê ek, Shalom, shalom, toilet paper. Later skryf ek, Shabbat, Shabbat, toilet paper. Ek ken nie Hebreëus nie. Hulle net, wang. That's like. En ek kyk so, ek het in my hand 'n geskenkpakkie. Ek het vir my vrou, my skoondogter en my dogter elkeen 'n Hooglied serpie gekoop. Een is 'n pinketjie met silwer opgeskryf. Een is 'n swartetjie met silwer opgeskryf. En een is 'n wittetjie met silwer op. En ek kyk, my dogter, my skoondogter, my vrou. Watter een sal dit aan my skenk? Daai tyd toe kom druk 'n gelukkige Jood vir my toiletpapier in. Mense, hoor gou mooi. As die storm in jou lewe vanoggend is, miskien in jou maag fisies nie, as miskien kanker in die gesin, daar is miskien tekort aan geld. Jesus wil die storm stil. Yes, come on. Hy vra net dat jy uitroep. Hy wil wakker gemaak word, met alle respek. Ons weet ons koning slaap nie, maar in die gees wil hy wakker gemaak word op die boot. Yes. En hy wil jou sê, en ek sal dan na jou luister. Yes. Is dit nie wonderlik nie? Ek wil vanoggend vir jou vra, en hy hoor gebed. Ek wil jou iets vertel van krag. Ek het baie woorde oor krag. Maar kom ek vertel jou 1 of 2 of 6. Wil julle huis toe gaan? Het julle die skaapbout lus? Eet julle skaapbout Sondagmiddag hier in Mamasbury. Wie het 'n skaapbout in die oond? Kom. Wys, jy lieg mos as jy nie jou hand opsteek nie. Okay. Wie het baie lekker kos vanmiddag by die huis? Steek op jou hand. Okay. Adres, dankie. Adres na die tyd. Ons 5:14 is daar. O, pastoor, jy en jou vrou en 2 kinders en jy. Jy is ons gatsoon toe. Moenie WhatsApp vir jou ma stuur nie. Ons vat dit soos dit kom. Ons sal die skottel goed ook was. Nee, ek sal nie regtig die meisiekind. Ek sien die man aan sy. Is dit jou se broer? O, jou vriend. En ek sien hy sit te wys net. Okay, kom ons gaan net nou aan, want ek gaan nou niks verder sê. Is dit julle kind? Wat daar sit? Dan gaan ons mos na julle huis toe. Vir die ete. Ja. Okay, julle confuse my heeltemal. Kom ek gaan net aan. Luister hier. Ek was verskriklik bang vir spooke. Ernstig. Ek praat nie ligtelik nie. As 'n groot man het ek 'n doodse vrees gehad. Ek sal jou doodskiet oor 'n spook. Dis demone natuurlik wat jou pla. En ek was geweldig bang. My eerste jaar in die huwelik moes my vrou voorslaap deur se kant, want hulle het my besoek 3 uur die oggend, hierdie mense wat ek vermoor het. En dis nie hulle nie, dis demone. My besoek en ek was verskriklik bang. Sy moes die deur oopsluit. Ek was 'n bang man vir spooke. Nie vir ander goed nie, vir spooke. God kom red my siel. Gaan nou nie alles vertel nie. En hulle stel my in die polisie aan, nogal 2 weke voor my redding, in die Noord-Kaap, as ek die hoof oor okkulte en satanisme.
en Gospel is waar die tekke die deurslaan, waar ons uitgaan en vir mense wat honger is, wat verlore gaan, die evangelie bring. Feeding the nations through salvation. Maak disippels van alle nasies, raak betrokke by Pap en Gospel. Ek kan vandag sê ek is 'n expert. Ek weet wat gaan op rituele aan, ek weet wat gaan op kult aan. Ek weet wat gaan vir wat aan. Asseblief mense, luister nou. Daar is 'n waarheid. Ons is nie nou op 'n teaching nie. Om sekere goed nie in jou huis te hê nie. In Deuteronomium 7 vers 25 en 26 sê jy moet dit nie begeer of vir jou neem nie. En Handelinge 19 sê brand dit uit. Maar hoor gou. Daar is ook strooi. Amen. Jy kry mense wat strooi verkondig en laat alles nou duiwels is. Pas op vir dit. My eerste jaar was ook alles duiwels. Ek het amper die toegeeteken afgesaag omdat dit 'n driehoek is. Nee man, moenie simpel raak nie. Moet net nie simpel raak nie. Daar is waarheid, hoor julle wat ek sê? Maar moenie simpel raak. Maar dit is nou nie waar ek wil kom nie. Gooi dit net tussen. Nou moet julle weet, 'n vrou bel eendag haar kind is weg, maar God is besig om my te stuur. Ek was bang vir spooke, ek is nou vry. Dis wat ek wil vir jou sê, Jesus vat vrees weg. Come on. En ek kom by die ritueel aan. Ek het nie geweet is 'n ritueel nie. 40 sataniste staan in 'n kring. Het lyk soos in 'n fliek met polo-nek truie, swart en omkeer kruise. En toe ek instap, gooi almal my bokkop. Hierdie is nie bokkop nie. Is jy lekker. Dis bokkop. Ons moet net so bietjie. Ek kyk hierdie teorie mense wat goedjies aanstuur. Die G5 wat nou weer die helfte van die boom se blare het afgeval. Nou sit almal met G5. Ek het 2 jaar, 3 jaar terug gesê, hou op lieg. Julle gaan nog met G5 in julle hand sit. Dis nie G5 wat COVID gee en goed. Jy hou net op jok. Mense gaan nou nog aan. Hou op, laat Satan vir jou lieg. Dankie. Raak net kalm. Maar in elk geval, ek kan julle vertel, my eerste jaar, kan ek vir julle teorieë uitgedink het, want die sataniste het vir my gelieg en ek het hulle geglo. Maar, en ek stap aan die rituele en ek sien, dis die Walspach night in Junie maand, die aand van die hekse. 'n man wat vroeër bang was, en nou is Jesus in sy hart. Jesus leef in my hart. Julle sing dit, maar partykeer, as jy jou rekeninge moet betaal, as Jesus nie meer in jou hart nie, want jy gee nie jou 10de nie. Maar jy koop 'n bottel brandewyn. Jy koop 'n bakkie sigarette, maar vir Jesus gee jy dit nie. Jy behoort aan Lucifer, man. Nie aan God nie. Jy kan hoe van God praat. As jy sigarette en drank koop aan pound data, maar jy gee vir God niks, hoe kan jy vir my sê jy behoort aan God? Die waarheid is, jy behoort aan die duiwel, die dief, wat kom om te steel en te verwag. Ek oordeel jou nie. Party sal sê, hy oordeel. Luister, ek gaan lees die Bybel, hy sê, waarsku die mense. Oordeel is as ek vir jou sê, jy gaan sommer hel toe. Dan oordeel ek jou. Ek sê nie, jy gaan hel toe nie, maak jou saak met God reg. Maar dis die waarheid. Die help ons sit 'n draaidoekies om, he. Die waarheid is die waarheid. As ek kan R200 gee vir die wêreld, hoekom kan ek nie vir God gee vir traktaatjies in Bybels nie? En jy moet dit nie vir my kon gee nie, hier moet jy dit deliver. Okay. Kom ek gaan so 'n bietjie aan. En ek sien my hier staan hulle, en hulle sag, almal gooi bokkop en hulle wink my, in hulle ritueel, en die krag van Jesus kom oor my. En ek sê soos Lukas 10, ek kan op slange en skerpe joene trap, en oor al die krag van die vyand, en julle kan my geen skade doen nie. Maar Jesus sê, moenie bly wees dat die duiwels aan julle onderworpe is nie, maar wees blyer dat julle name in die boek van die lewe opgeskryf is. So moenie duiwel by hep raak, raak Jesus by hep. Maar hoor gou. En die hoëpriester kom uit, Dani, en hy kniel. En hy gee sy omkeer kruis voor hulle almal. Die ander een kom sit. Ek het nog nooit so 'n manifestasie gesien nie. Tennisballe so binne. Jy kan sien hoe kom die knoppe, groot knoppe in ruk. En die hoëpriester bekeer.
Geen sagte liedjies wat sing in 'n kerkie. Geen woord wat bedien is nie. Jesus het ingestap. Come on, man. Dis so. Jesus het ingestap. En hy changed daai ou. Come on. Ek kan vir julle besig hou vir 6 dae lank met satanisme goed, want ek het dit ondersoek. Dank die Here dat ek daardeur is. Amen. Ek was nie satanist nie, daai man, nou pastoor is, behalwe dat die kaal op TV gesit was nog 'n satanist ook. 'n Katslagter, hierdie een ook. Ek pont julle vandag. Gaan julle nie meer terughou nie. Katslagter, die een. En so sit 'n raas nou vir Jesus. Pastoor, jy het gisterand iets moois gesê. Baie sal geïrriteerd raak oor 'n ou wat so amen, amen aangaan. Hy moet aangaan vir 10 van julle, want julle is stil. Maar hoor gou, Amen. toe sê jy 'n mooi ding. Toe ek sê, is dan maar raasbek daai. Ek dink dit is jy wat gesê het. Toe sê jy, hy's net vol. Hy's net vol. En ek wonder party daar of hy vol is van hier. Maar okay, kom ons los dit nou. Hoor mooi, ek wil vandag net hamer om vir jou te sê, en God hoor my daar in die hoofpriester bekeer. Kan hy jou dan help? Nou hou op 'n lotto kaartjie koop. Dis so. Want jy vervloek jou eie finansies. Ek glo ons het sukses in ons bediening omdat ons ver van geluksgods dinge afbly. Gisteraan kontak hou. Hy sê jou studente, as hulle kan die Frans Springbok telling raakry of nabyste is, kry hulle R1000. Ek sê nee man, gee sommer die R1000 vir my. Ek gaan nou nie dobbel nie, gee hom vir my. Maar ek gaan sommer vir jou die telling sê, 32:16. Hy sê nogal vanoggend, dit was 32:17, die ou wat toe by hom gewen het is dit. Maar okay, ek sê maar net, Springbokke het gewen. Ek bid die volgende altyd. Is julle bly die Springbokke het gewen? Dis bly die Jesus lewe. Kom nee, moenie jy, mag ons nie rugby kyk nie. Nou waar val jy nou uit? Ek praat nou oor rugby. Bly jy net stil, jy was 'n kardief. Die Here moes gekom het om jou te red. Hy was 'n draksmokkelaar, hy was 'n gansmokkelaar. Sien. Sal jou nie naby my meisiekind toegelaat het nie. Maar hier kom sy suster en laat jou toe. Ek moet eers nog met haar praat. Wie is 'n stil familie? Nie hy nie. Sy pa, ma is soveel stil mense. Hier kom hierdie een in die familie. Hy gaan nou met haar trou. Daai swaar van my. Hy is so stil mens. Sy lewe sal nooit weer dieselfde wees met hierdie skoonseun nie. Maar okay, los dit nou daar. Hoor gou. Mense, daar's krag in gebed. God hoor ook sondaars partykeer. Hy sê hy reën op regverdiges en onregverdiges. Moenie dink jy's so gered as hy jou gebed verhoor nie. Ek ry eendag, is hier 'n koevoet miskien vanoggend. Nie skaam wees en wegkry, waar is jy? Maar ek, hier is 1 of 2 wat lyk vir my soos, maar ek weet ook nie. Toe maar. Okay. En ek ry daar in die noorde van Namibië. En gaan nie die hele storie vertel, is 'n lang storie. Ek het iemand geskiet op Appington, 'n advokaat se seun. En ek is toe vol van myself daar by Koevoet, want ek het die pistool verander. So hulle kon my nie in die hof vasmaak nie. En ek is arrogant en sondebaar ander sonde. Nee, dink as jy so loskom, jy gaan mekaar loskom nie. Jy gaan vas, jou vyande gaan ook vaskom. En ek loop daar af windie, sonder my AK, ek loop net met die pistool. Wat ek nie weet, die 50 terroriste lê so in 'n L-vorm. Ek loop tussen hulle deur. En ek rand die man van die plek aan. Vra waar Swapo? Hy sê nie, hy weet nie. Want hy's bang, hulle lê. En ek klap hom, vol van myself. Vuil. Siek. Wie slaat net mense so? Julle moet, hey. Maar in elk geval, is 'n inside joke. Maar hoor gou hierso. Ek wil net vir jou gou 'n ding sê. En ek loop so. Die volgende oomblik begin ek skiet hierdie 50. Ek sou, as ek God was, laat lê, verrooi is net daar skiet. Want hy krap my.
Die vorige week het ek 'n man geskiet, en toe hy sê, can I pray before you kill me, toe sê ek, jou lewe is nie meer in God se hande nie, man. Hy het in Afrikaans gesê, nie in Engels. Jou lewe is nie meer in God se hande, is in rooie strous hande. Ek het my bo God gestel. Ek vat sy materiaal, en ek maak vir my 'n broek, 'n lang broek. Ja. En ek raak 'n rofstoeier. En as ek in die kruit klim, dan sing hulle die lied, I am the one and only. En dan loop ek, dan wys ek die mense so uit die kruit uit, vol van myself. As ek God was, het ek hom met 'n weerligstraal doodgeslaan. Maar hierdie God kom met genade. Ek het jou lief, ek gaan jou gebruik. Maar daar's 'n prys te betaal, jy moet bekeer op 'n kol. Hy het klaar die prys betaal, maar jy moet bekeer. Daardie dag, hulle begin skiet op my, daar staan so 'n paal. Ek maak my lyf soos 'n menorah blyt, agter hy paal. En ek draai my pistool span en die patroon draai dwars. En ek weet, die hof het ek belieg. Almal het ek belieg. Maar nou is die waarheid die. Mense, daar kom 'n dag wat jy in 'n hoek gaan wees. Moenie met God speel nie. Moenie uitsprake maak teen God nie. Wees nederig en kom by hom en sê, Here, ek is maar ek. Sal U my asseblief change? Ons is nie so oulik nie. Moenie dink jy is so oulik nie. Andres, ek kom agter hierdie wat jy toere vat aan mekaar in Israel, of jy wil beter as ek in Franshuis. Nee, my kind, kom net 'n bietjie af. Moenie jou ma se maniere aanleer. Leer. Hallo Stella. Maar hoor gou hierso. Ek wil vir jou iets sê. En ek ry daar uit en ek gaan trap 'n dubbele landmyn met die Casper. En ek lê uit. Toe ek uitpas, agter in die Casper was 'n kalbas. Ken julle 'n kalbas? 'n pampoen wat droog is. Die Ovambo mense gebruik dit, dan gooi hulle dikmelk in. Is 'n toiletpapier. Dankie. Wil ek maar hardop sê? Alle mense blaas hulle neuse, hoor. Okay, maar hoor gou hier. En hierdie kalbas in die aanploffing skiet, die dikmelk. En dit val boor 'n Wambo, 'n ex-terroris wat ons mak gemaak, se kop. Nou hang hierdie stukke dikmelk om. Die rook trek uit die Casper uit, ek lê en ek raak wakker. Ek is ongered. En ek kyk so. Ek dink is dit 'n engel. En hierdie dik wit stukke melk op sy kop. Ek weet nie is melk nie. En ek besef 'n engel gaan nie so lyk nie. Luister, dit is groot skrik mense. Maar wie is die ou wat eerste weer daai aand steel ek 12 bokke van daai man waar die terroriste was. En ek steel sy bokke en ek slag hulle en ek pak die drank uit en ek drink, want ek wil wys, ek is nie bang nie. Ons moet stop met ons hoogmoed. Wie is ek en jy? Wit mens, dat 'n swarte laar is ek en jy is. Wie is jy kleerling, dat 'n wit mens laar as jy is? Wie is jy swart mens? Om ander te trap. Ja, maar hulle doen plaasmoorde. Luister, dis 200 wat plaasmoorde doen. Wat van die ander miljoene wat God dien? Dink wat jy sê. Dink wat jy sê.